Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons het vanmôre die voorreg om te gesels met Helen Zille, ja, die voorsitter van die Federale Komitee van die DA, en ons praat oor alles en nog wat en hoor waarmee sy besig is en hoe lyk die planne vir die toekoms. Goeiemôre Helen. Goeiemôre Pierre en goeiemôre Jennifer, lekker om by julle te wees. Dis 'n voorreg om julle te hê vanmôre. Ons sal graag 'n bietjie wil gesels oor 'n paar goedjies wat ons bekommer, want ek en Jennifer praat elke môre oor die koerant en besprekings, praat ons oor plaaslike goederes waar ons worry, maar kom ons praat eers oor Gauteng. Jy bly nog op hierdie stadium in die Kaap, nee? Wel, ek bly half-half. Ek het 'n voet in die Kaap en ek het 'n voet in Johannesburg nou. Ek het 'n blyplek in Johannesburg, so dis lekker. En ek het uit die aard van die saak 'n blyplek in die Kaap waar my man bly en hy gaan nie Gauteng toe trek nie. Hy het vir my gesê ek gaan met liefde gaan, maar hy gaan daar bly. Ja, want dis seker 'n aanpassing, né? Ja, dis 'n groot aanpassing. Ja. En hy is nou amper 83 en hy wil nie nou weer aanpas nie. Het al sy lewe lank by my aangepas so. Hy verdien 'n medalje. Absoluut. Ja, hy verdien nou met rus gelaat te word en om sy lewe te laat lei, ja. Helen, hoekom het jy besluit jy wil help om Johannesburg reg te ruk? Wel, ek het vir omtrent 18 maande na geskikte kandidaat gesoek in Johannesburg. Ek het headhunting gedoen vir 'n fale. Ons het baie goeie raadslede in Johannesburg self, maar ons kort iemand wat die ervaring het van groot skip omdraai. Dit is geweldig moeilik. En as jy dit nooit van tevore gedoen het nie, om met Johannesburg te begin, is dalk 'n brug te ver. So ons het gesoek na dalk 'n hoofuitvoerende beampte wat ervaring het in 'n groot maatskappy omdraai wat op sy knieë is, daardie soort ding, dat mense net besef hoe moeilik dit is en wat dit verg. En daar was mense wat bietjie genibbel het aan die aas, wat het daar uitgelê het, maar toe teruggedeins. Van hulle was nie bereid vir die openbare kritiek en aftakeling wat jy moet verdedig as 'n politikus. Wat ook al jy doen, word jy afgetakel, word jy gekritiseer en van hulle se families wou dit nie hê nie. Van hulle se vrou of mans het gesê, ons sien nie kans daarvoor nie. Ons het kinders op skool, ons wil nie ons private lewe geskend kry nie. En dan was daar van hulle wat gesê het, vir daardie geld, vir daardie salaris om 'n 89 miljard skip om te draai, wat so gebroken is, daarvoor sien hulle nie kans nie. So dit was moeilik en ek het teruggekom en meer frustreerd geraak en toe besef ek, maar hoekom doen jy dit nie, Zille? En toe sit ek my naam in die hoed. Dis baie braaf. Dit is waghalsig maar. Hier's wat ek wil vra. Sedert 2021 8 verskillende burgemeesters in Johannesburg. Ek is nie 'n kundige nie. Ek weet Dada Morera is nou al bietjie langer. Maar dit voel vir my partykeer of partypolitiek in die pad staan van munisipaliteite om effektiewe munisipaliteite optimaal te funksioneer. As mens oorneem as 'n burgemeester van Johannesburg, hoe kry jy dan al die mense om saam te werk, om 'n tafel te sit om te gaan, ons moet partypolitiek op sy skuif om die beste vir die mense van die land of vir Johannesburg te gee? Wel, die eerste keuse moet deur die kiesers gemaak word. Wil hulle stabiliteit hê al dan nie. En as hulle stem deur talle klein partytjies verdeel, dan gaan hulle presies dieselfde kry as wat ons nou in Johannesburg het en wat ons nou in Pretoria het, of Tshwane het. En dis eintlik die kiezer se keuse. Partypolitiek het eintlik niks daarmee te maak nie, want ons beleid en ons plan vir enige stad is om die beste vir die kiesers te lewer. Nou moet die kiesers kyk na die verskeie planne en vir hulself afvra, watter party het 'n rekord, watter party het die ervaring om regtig hierdie plan toe te pas ter wille van die kiesers. Dis waaroor dit gaan. En so 'n partypolitieke besluit is juis 'n besluit in belang van die mense. As 'n mens kyk na wat in Johannesburg fout gaan, wat sou jy sê is die hoofpunte waarop 'n mens moet fokus? Wel, die regte mense in die regte posisies, om korrupsie uit te roei, om die begroting, 'n baie groot begroting, te bestee op die prioriteite vir die mense, basiese dienslewering. Dis die dinge wat na gekyk moet word as 'n eerste prioriteit.
is daar genoeg geld in begroting om al Johannesburg se probleme aan te spreek? Ek dink in die nuus hoor ons as inwoners van Gauteng so baie, ons kan sekere probleme aanspreek, maar ons kan nie alles aanspreek nie want daar is nie genoeg geld nie. Hoe spreek mens al die probleme aan? Die agterstand is geweldig en die begroting vir instandhouding is ongelooflik hoog. As jy vir 30 jaar geen instandhouding gedoen het nie, kan jy bitter moeilik die agterstand inhaal. En dus is die begroting vir City Power net vir agterstand ongelooflik groot. En ook vir Joburg Water. Ja. Die reservoirs is gebroken. Die pype bars oral. Want elke jaar word daar nie instandhouding gedoen nie. Ek meen in Kaapstad, elke jaar word 200 kilometer van waterpype vervang. En as jy dit oor 20 jaar doen, het jy een van die beste stelsels ter wêreld wat waterverliese betref. As jy dit nooit gedoen het nie, soos in Johannesburg, of net 17 kilometer per jaar doen, dan sit jy met 'n probleem met stokoue waterpype wat gedurig bars. En om daardie agterstand in te haal, sal tyd verg. En dit sal ook bitter moeilikhede saambring. Want as byvoorbeeld die Hurst Hill Reservoir 'n derde op gekraak is, en jy kan dit net 'n derde van die pad vul, dan het mense, as daardie reservoirtjie leegloop, het jy geen water nie. Maar om dit reg te maak, moet jy dit heeltemal leeg laat loop, om dit in stand te hou, en weer op die been te laat kom. En in daardie tussentyd het mense glad nie water nie. En daardie probleme moet te bowe gekom word, omdat daar deur 30 jaar nie instandhouding gedoen is nie. Jy verwys na 30 jaar. Oor 'n tydperk wat so lank is as 'n mens 'n stad bestuur, dan is daar natuurlik daar gebeur kulturele gebruike. Daar mense val in sisteme in en jy het vroeër verwys, mense met die regte mense in die regte plek hê. Maar op die ou ende is daar waar die tek hierdie teer tref. Daar waar die mense die werk doen, is almal nog steeds deel van 'n 30 jaar lange kultuur. Hoe verander 'n mens daai kultuur van bo af onder toe? Ja, 'n kultuur kan net van bo af verander word, want die leiers gee die pas aan. Hulle sê wat 'n soort gedrag verwag word, wat eintlik onaanvaarbaar is, en hulle skep stelsels wat seker maak dat daar verantwoordbaarheid is. Daar's 'n hele kultuur van onverantwoordbaarheid, en daardie kultuur moet reggestel word. Daar's 'n hele kultuur van geld net uittrek vir kaders en vir mense wat aan die topleiers verwant is. En daardie soort misbruik moet heeltemal uit die kultuur geskakel word, en dit gebeur net van bo af. En daardie stelsels van oorsig, van verantwoordbaarheid, al daardie stelsels moet in plek gesit word. En geleidelik gaan daardie kultuur verander, net soos dit in Kaapstad verander het en ook die Weskaap. Soos wat jy vroeër gesê het, as 'n mens so na die werk kyk wat voor jou lê, as 'n mens nou die persoon wat so 'n pos oorvat, die uitdagings is enorm, en die gevare of die bedreigings van van alle kante af is dan enorm as mens so na kyk, as jy mense se kulturele manier van 'n ding doen oor die afgelope 30 jaar probeer verbreek. Daar sal bitter baie teenstand wees. Ek verwag dit, en ek is ook daaraan gewoond. Geen groot verandering gebeur maklik nie. En die teenstand van mense wat bedreig voel, is ongelooflik groot. En hulle staan saam om jou te kelder. En doen ook ander goed, as jy te nakom aan die bedrogspel wat nou daar bestaan. So ek besef die gevare. En ek is waaksaam, maar die alternatief is om niks te doen nie. Ja. En Johannesburg moet gered word as Suid-Afrika 'n funksionerende demokrasie wil word. Ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink mense is facehoes, mense is moeg. Mense is moeg om te hoor daar's slaggate, die verkeersligte werk nie, ons het nie water nie, ons het alweer die krag nie. En dit in die stede, dan praat ek nie eers van die landelike areas nie. En ek dink
baie Suid-Afrikaners op hierdie stadium voel, wie kan ons vertrou? Ons kan niemand vertrou nie, ons voel face first na wie toe dra ons. En dit is hartseer, want iemand soos jy, joernalis, anti-apartheidsaktivis, oppositieleier, jy was self al 'n burgemeester, 'n premier, wil steeds jou hand opsteek en gaan, maar ek wil dit help regkry. En ek dink as Suid-Afrikaners soek ons mense wat daar is om Suid-Afrikaners te dien, nie net daar is om te gaan, wat kan ek kry die pos vir myself nie. En ek dink dit is waar ons tans is. Ek dink Suid-Afrikaners is moeg vir alles wat nie werk nie. Ja, hulle is moeg, maar hulle het die mag om iets daaroor te doen. Hulle moet net nie agteruit sit nie en vuisvoos voel nie. Want elke kiezer het 'n verantwoordelikheid. Ek meen, kyk na die kiesers van Umgeni. Daardie klein staatjie in KwaZulu-Natal word omgedraai nou. Daar word dienste gelewer. Dit is 'n ander plek. Die eiendomsmark gaan net op. En dit gaan oor die feit dat ons gewen het met 42 stemme. So daardie stemme, elkeen van hulle, het baie beteken. En ek hou aan om te sê, as mense nou net een ding kan doen vir die DA in Johannesburg, is dit. Ons het omtrent 26 of 27% van die stemme op die DA verenig in die laaste verkiesing. As elke persoon wat DA gestem het, net een ander persoon oortuig om DA te stem wat nie van tevore DA gestem het nie, gaan ons wen. Dis die een ding wat jy moet doen. Gaan kry iemand wat nie DA gestem het nie, vir enige rede, en oorreed hulle om DA te stem. Dis die belangrikste wat jy kan doen. Laastens, Ellen, as mens kyk na koalisies het die laaste tyd die DA redelike knou gegee, die opbreek van koalisies en mense wat omdraai en dies meer. Wat dink jy is die pad vir koalisies vorentoe? Wel, in enige proporsionele kiesstelsel is koalisies die natuurlike stand van sake. Maar is ook 'n keuse van die kiesers. In Kaapstad gee hulle vir ons 'n algehele meerderheid en dus kan die stad lekker vooruitgaan, want die DA kan regeer volgens 'n DA-plan en volgens DA-waardes en dit maak nogal 'n baie groot verskil. Ditto in die Weskaap, ditto in talle klein plekkies soos Stellenbosch, Mosselbaai en dies meer. En daardie lesse moet die kiesers ook leer. Demokrasie gaan oor die keuse van die kiesers. En as hulle 'n goeie regering wil hê, het hulle talle voorbeelde in die land van watter kiespatroon daardie goeie resultate lewer. Dis nie rocket science nie, dis voor die hand liggend. Demokrasie. Baie dankie Helen vir jou tyd en moeite vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels. Baie lekker, Pio, baie lekker Jennifer. Baie dankie. Waardeer. Ja. Helen Zille, die voorsitter van die Demokratiese Alliansie se federale komitee. Bly net daar waar jy is as ons terugkom, dan kuier ons verder.